By Mount Echo in Namibië het Annette Olofse ons eers gaan wys hoe lyk Janja, een van haar swart renosterbulle, voordat ons haar laat sit het by 'n dam sodat ons haar beter kon leer ken. Ek het groot geword net 100 kilometer weg van waar ek my wortels geslaan het. Ek het op 'n beesplaas groot geword en dus was ek in die bos van kleins af. En van kleins af het ek altyd daar op die beesplaas al die klein diertjies probeer red en groot maak en weer in die bos vry te sit. Ons moes toe ongelukkig hostel toe gaan en skool toe gaan naby. Ons was maar net 20 kilometer van die dorp af, maar naweke was ek dan weer by die huis en kon my passie vir die bos uitleef. Ek het na skool wou ek medies swat, het ook in Stellenbosch medies begin en per toeval het ek hierdie ongelooflike interessante man leer ken wat baie ouer was as ek, maar sy passie vir die bos en die wilde lewe en die lewe wat hy geleef het en gelei het vir my so beïndruk en so vasgevat dat ons dadelik 'n band gevorm het en 'n liefde gevorm het en my studies was daarmee heen en ek het bos toe getrek. Ek was toe 1980 moes ek toe universiteit toe gegaan en dis daar waar ek vir Jan leer ken het. Hy het 1975 begin hier met sy wildvangmetode en toe begin uitbrei natuurlik ook op jaggebied en alles wat met die wild te doen het. En so ons het toe ek hom leer ken het hy sy eerste huis was klaar gebou en 2 van die gastekamers was klaar gebou. En ek het maar net saam skouer in die wiel gesit en ons het van daar af saam aan een droom gewerk. 'n Passie elke dag geleef en die passie was om vir die natuur terug te gee wat van hom geneem is. Toe ek vir Jan ontmoet het en ek het begin saam met hom skouer in die wiel sit, het ons elke geleentheid waargeneem. Ons passie was, ons droom was om alles te herskep en terug aan die natuur te gee. Dit beteken dat ons elke geleentheid wat daar was om finansiëel iets te genereer, het ons gegryp. Al was dit filmmakers. Daar was byvoorbeeld ons groot eerste stap wat ons in die toerisme rigting gevat het, was 'n Duitse filmmaatskappy wat series wou geskiet het en dit het gegaan oor die stropery van olifante. Wel in Oos-Afrika, maar hulle het ons gekies as die basis waar ons nou al die dierwerk, omdat ons al die diere gehad het. So vir ons was dit 'n geleentheid, alhoewel dit heeltemal vinnig op ons afgekom het. Ons moes akkommodasie binne 4 weke gebou het, maar dit was 'n geleentheid wat ons waargeneem het, want ons het geweet met die inkomste van dit, kan ons weer 'n nuwe uitbreiding bou, waar ons weer finansies kan genereer om terug in natuurbewaring en in die skepping van hierdie plek te sit. So daai was eintlik ons eerste groot projek en daarmee het ons lodge begin bou. Die term lodge het Jan uit Oos-Afrika gebring. Ons was die eerstes wat eintlik in die lodge bedryf begin het. En toe die filmmaatskappy weg is, het ons toe nou een van die pilare in ons besigheid wat daar 'n fondasie begin bou het. Ons het, omdat Jan die vangmetode uitgevind het, was dit natuurlik een van sy eerste pilare wat hy gebou het om geld te genereer om dit aan te wend vir hierdie natuurbewaringsprojek. Dit wil sê hy het by 'n boer 'n hele kudde van 'n spesie gevang, sê maar vir byvoorbeeld gemsbokke, maar die koper wou miskien net 20 koeie in 'n bil gehad het. So elke keer as hy dan nou die kudde gevang het, was daar altyd bulle oor. En met dit het hy die geleentheid waargeneem om die jagbedryf te begin. En dit is ook een van ons sterk pilare wat daar toe nou die fondasie wat ons daar begin lê het. In die tussentyd was ons geseënd en ons seun is gebore en toe dit nou by skool gaan tyd kom met Alex,
kon ons twee nie ons weg sien dat ons hom moet hostel toe stuur. Ons het ook gevind by daai tyd dat ons 'n groot aantal werknemers benodig het om natuurlik elke dag ons groot projekte te vervul en te volledig en dat hulle met hulle kinders probleme gehad het om in die skole te sit of akkommodasie te vind. En toe het ons besluit ons begin 'n skooltjie hier in die bos. Dit was 'n groot stap wat ons ook in ons werknemers se lewens gelê het, want ons het gegee dat ons hulle kinders na hulle kinders kyk en hulle kon daai energie kon hulle teruggee aan ons besigheid. So ons het elke geleentheid waargeneem. Dus vandag gebruik ons in die wildbedryf ook al die geleenthede. Dit is dan die jag, die toerisme, die teel van wild, sodat ons kan ander areas met dit weer voorsien, waar dit miskien te min is, en dan op die ou einde, as jy jou diere nie almal kan lewendig verkoop, dan is daar 'n vleismark ook. Wanneer ons volgende keer verder gesels met Annette Olofse. My geskiedenis met renosters het 22 jaar terug begin en Natuurbewaring het die eerste 6 dae probeer om die kalfie te red, het dan vir hulp ingeroep en het die kalfie dan na ons toe gebring. Die swart renosters is die eiendom van die Namibiese regering. Ek het 22 jaar terug begin. Die koei het heeltemal geïntegreer en so ook al die ander wat ek gemaak het. Die naam is eintlik Janja. Janja beteken geskenk.